Vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weet dat U die ewige alwyse God, Here, hierdie hemel en aarde geskape het volgens U kosbare voorneme, en dat U ook U liefde aan ons kom bewys het ten spyte van ons rebellie teenoor U, deur U seun na hierdie wêreld te stuur om te sterf, sodat sondaars gered kan word. Baie dankie vir Pinksterdag, die dag toe U Heilige Gees uitgestort is, die Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, maar ook die Heilige Gees wat ons lei in die volle waarheid. En daarom wil ons vanmôre vra, Here, open ons oë, dat ons kan sien die wonders uit U wet. Die opening van U woord gee wysheid, sê die Bybel, dit maak die eenvoudiges verstandig. En ons bely, Here, dat ons harte is sondig, en dit neig dikwels in die verkeerde rigting, maar baie dankie vir U Gees, wat in die kinders se harte woon, wat uitroep, Abba, Vader. En ag, Here, ons begeerte is om U wil te doen. Meer as enigiets op aarde wil ons, Here, doen wat U van ons vra vanuit U woord, en in dieselfde asem wil ons sê, vergewe ons, Here, dat ons dikwels so ver tekort skiet. Ons vra U, help ons, Here, dat ons heilig sal leef, soos U in U woord vir ons vra, ons oproep, en deur U Gees ons in staat stel. Help ons, Here, om sonde te haat soos U sonde haat, maar die geregtigheid lief te hê, soos U dit lief het. Here, ons vra nou ook vanmôre waar ons U wonderlike woord gaan lees en dan later U dood gaan herdenk, dat U op 'n besondere wyse by ons teenwoordig sal wees, dat U met elke hart sal spreek op U eie besondere manier, want een ding het U my kom leer in die afgelope 25 jaar, Here, dat ek kan die woord tot by die oor bring, maar dis U Gees wat die woord in die hart 'n landingsplek laat vind en, Here, dan laat vrug dra, 30, 60, ja 100voudig, tot U eer. En dis waarvoor ons bid, Vader, dat mense nie vanmôre per se 'n prediker se stem sal hoor nie. U het gekies om die dwaasheid van die prediking te gebruik om die wat glo te red. Maar ek pleit vanmôre dat hulle verby die prediker sal kyk en sal hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Daarom gaan hierdie hele erediens nie oor my of oor Berea Christen gemeente of oor wat ons hier doen of, Here, wat ons probeer bereik nie. Dit gaan oor die eer van God. Deur sy seun Jesus Christus, die gekruisigde, verheese lam van God. En is alles in die kragvolle werking van die Heilige Gees dat ons dit bid. Ons bid dit met soveel verwagting, maar ook met danksegginge tot eer van U naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ons bid ook dat Hy deur sy Gees vanmôre werksaam sal wees in ons harte, en dat Hy kragtig sal werk om ons te onderrig in sy woord, sodat ons hom ryklik kan verheerlik. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak, by Openbaring die 8ste hoofstuk. Ons lees saam met Openbaring 8, glo dit of nie, ons het by Openbaring 8 uitgekom. Jy het seker gewonder of daardie hoofstuk in my Bybel is, en of my boek, of die boek Openbaring volledig in my Bybel is. Hy is, maar ek wil nie vir u nou sê hoe lank ons hierby gaan stilstaan nie. Ek wil eerder nie alleen vertel nie, soos Woddy gister ook gesê het. Hy wil nie alleen vertel oor sekere goed wat hy nou sê hy gaan preek, en dan kom hy nooit daarby uit, of miskien die tydsaspek daarvan nie. Maar kom ons lees saam met Openbaring nou. Wie kan gou vir my sê wie het Openbaring geskrywe? Johannes. Johannes wie? Die doper? Nee, Johannes die apostel van die Here Jesus Christus, nee? Hy het die boek Openbaring geskryf en die evangelie van Johannes en 1, 2 en 3 Johannes, en elke boek het 'n baie besondere boodskap gehad. Die boek Johannes is geskrywe sodat ons dan kan weet dat Jesus Christus die Messias is. 1, 2 en 3 Johannes gaan oor die sekerheid van saligheid. As u nou wil seker wees, u behoort aan die Here, gaan lees 1, 2 en 3 Johannes, en die boek Openbaring is die boek wat geskryf is om alreeds vir ons te sê, die stryd is gewen, die einde is aangekondig, die Here het oorwin. Ons lewe nie altyd soos oorwinnaars in Christus nie, en ek wil vir u sê, ons gaan nooit 'n sondelose volmaaktheid op hierdie aarde bereik nie. Maar ek wil u vra, as u nie môre opstaan, dink daaraan dat die een aan wie u behoort, het die sonde, die dood, die duiwel, die wêreld oorwin. Hy sê, alle mag in die hemel en op aarde behoort aan hom.
En ek wil u vra dat u sal opstaan met hierdie nuwe hoop en nuwe krag en nuwe moed elke môre, want dikwels lewe ons as kinders van die Here asof ons God en die duiwel in 'n armdruk kompetisie met mekaar besig is en dat daar heel moontlike ander wenner kan wees as Christus self. Ek kan u vanmôre verseker, die Bybel sê dat die duiwel word maar deur God verdra vir die tyd tot God hom in die poel van vuur sal werp. Gaan lees die boek Openbaring, ons sal later daarby uitkom. En vanmôre gaan ons praat oor die gedagte van die stilte voor die storm. Die stilte wat daar in die hemel gaan wees. En een prediker het gesê, hy glo nie daar gaan vrouens in die hemel wees nie. En toe vra hulle vir hom, hoekom nie? Toe sê hy, daar gaan stilte wees vir 'n halfuur lank. Nou vriende, hierdie gedeelte gaan nie daaroor nie. Mans praat net so baie soos vrouens. Ons wil dit net nie erken nie. Ons wil dit net nie erken nie, maar ek wil vir u sê, as ek begin, kan ek sukkel om op te hou. En kom ons probeer vanmôre binne die tyd klaarmaak. Nou ek dink tot 12 uur kan ons aangaan so, daar's genoeg eetgoed vir u wat flou wil word. Daar is ietsie te drinke ook daar agter. Kom ons lees saam Openbaring 8 vers 1. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en 7 basyne is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar vol gemaak en dit op die aarde gegooi, en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die 7 engele met die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi. En 'n derde van die boom het verbrand en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 'n derde van die see het bloed geword en 'n derde van die lewende skepsele in die see het gesterf en 'n derde van die skepe het vergaan. Die derde engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval en dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem. 'n derde van die waters het als geword. En baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. En die 4de engel het geblaas, en 'n derde van die son is getref, en 'n derde van die maan, en 'n derde van die sterre, sodat 'n derde van hulle donker sou word, en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die basyn van die 3 engele wat nog moet blaas. Ons lees tot sover saam uit God se wonderlike woord. Nou vriende, wanneer 'n mens deur die boek Openbaring lees, dan raak jy nogal senuweeagtig. En dan besef jy daar is 'n God in die hemel wat sonde gaan oordeel. Maar ook as jy die Bybel lees en besonder die boek Openbaring, sien jy dat hierdie selfde God in liefde ons roep na sy seun Jesus Christus, waar vergifnis dan ook vir ons te verkry is. So kom ons kondig vanmôre se tema aan. Ons gaan nie 'n spesifieke teks van oordeenking uitlig nie. Ons gaan vanmôre met u praat oor die gedagte, die stilte voor die storm. Die 7de seël, die blaas van die basyne, basyn 1 tot 3 vanmôre, dan Openbaring 8 en 9 wat ons gaan hanteer, wat hierdie basyne dan ook vir ons deurgee. Nou ons het vir u gesê, vriende, toe ons so klompie maande gelede met die boek Openbaring begin het, dat die boek Openbaring 'n baie besondere boek is. Baie mense wil nie die boek Openbaring preek nie, hulle reken is 'n geseelde boek. Dis 'n boek wat ons nie werklik kan verstaan nie. Daar is baie simbole in hierdie boek en daar is dinge wat hulle basies probeer wegredeneer as hulle by die boek Openbaring kom. En ons het vir u gesê daar is verskillende maniere hoe die boek Openbaring verklaar kan word, terwyl ons dan die futuristiese metode gebruik, of die gedagte dat die eerste 3 hoofstukke vir ons baie dui op die verlede, die kerkdispensasie soos aangebring op die kaart, daarvan Efese tot en met die Laodicea gemeente, vir u gesê, ons leef in die Laodicea tydperk, waar die mense met menseregte besig is, die kerk
dink hy's ryk en verryk. En die Bybel sê dat ons eintlik beklanswaardig en arm en blind en naak is. En dan vind ons die baie bekende vers in Openbaring 3 vers 20, wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Baie interessant is, Jesus staan by sy eie kerk se deur en hy klop. Waarom? Omdat die kerk besig geraak het met alles en nog meer. In hierdie konferensie wat ons hierdie naweek bygewoon het, het die gedagte baie duidelik na vore gekom, dat die meeste kerke besig is met baie goed, maar nie meer met Christus nie. Luister vriende, Christus is die middelpunt van sy kerk. Hy het die kerk gekoop met sy bloed. En daarom moet ons hom verkondig, Christus en hom as gekruisigde. En so Spurgeon sê, as jy 'n boodskap preek, en daar's nie iets van Jesus in jou preek nie, het jy nie gepreek nie. Die hele erediens gaan nie oor om mense te laat goed voel nie. Dis nie hier om ons op die voorpunt te stel nie. Die wêreld sentreer nie rondom ons nie. Een ek gaan kom en ons sal gaan. Daar sal 'n dag plaasvind dat hulle grafsteen oprig en sê, hier het Gerard Bekes, of hy het geleef en hier lê hy het gesterwe. Daar is iets wat sal bly voortleef, dis die evangelie, omdat dit 'n ewige evangelie is, wat God vanuit die heerlikheid vir ons bekend gemaak het, in en deur sy seun, Jesus Christus. Nou ons het gevorder tot, ons het klaar die 7 seels hanteer, of die eerste 6, vanmôre dan die 7de seël, en u is welkom om die boodskap op ons webtuiste te luister, as u meer inligting daaroor wil bekom. Ons het vir u gesê, vriende, in Openbaring 7 vind ons 2 groepe mense, die 144.000 Jode wat gered en verseël sal word, aan die begin van die groot verdrukking, en dan ook die vrug op hulle arbeid. Dis wat die boodskappe wat ons die laaste 2 weke hanteer het. Hoofstuk 6 tot 18 dui op die verdrukking, of ook genoem die groot verdrukking. Ons het vir u gesê, seël 1 handel oor die wit perd, die antichrist as vredevors, die 4-rooi perd, die antichrist as diktator en mensemoordenaar wat oorlog voer, die swart perd dui op hongersnood, en vir u gesê, die antichrist sal in beheer wees van die beperkte voedselvoorrade in tye van die groot verdrukking. Die 4de seël was die valperd, en die Bybel sê vir ons, hier sal 'n kwart van die aard se bewoners sterf weens oorlog, hongersnood en pestsiektes. Seël 5, die gesig van die martelare wat tydens die verdrukking gesterf het, en seël 6, waar God self die bewoners van die aarde verskrik deur 'n magtige aardbewing, die son wat verduister, die maan wat soos bloed word, en sterre wat van die hemel sal val. Nou hierdie is verskriklik. Maar vanmôre wil ek met u praat oor die stilte voor die storm. U sien, God se oordeel oor hierdie aarde sal in intensiteit toeneem. En nou kan ons miskien dink, is God nie 'n God van liefde nie? Is hy dan nie 'n God van ontferming nie? En ek wil vanmôre vir jou sê 1000 maal ja. Maar wat doen die deursnee mens met God se liefde en sy ontferming? Ons gebruik dit vir ons eie voordeel. Ons is eintlik in rebellie teenoor God, want wanneer daar iets oor ons lewe gebeur wat ons nie dink nodig is vir ons nie, is die eerste een teen wie ons in opstand kom, die Here self. Terwyl hy die gewer van lewe en asem en al die genadegawes is wat ons tans beleef. Daarom wil ek vir u sê, vriende, dit wat gaan gebeur in hierdie wêreld en die oordeele wat God gaan uitstort, is iets wat die mens gaan verdien. Verdien u en ek dit? Verseker. Maar ons roep vanmôre uit genade is ons gered. God het genade aan ons bewys in Jesus, en daarom sê ons sal nie deur hierdie geweldige verdrukking gaan nie, en sou God ons deur die verdrukking stuur, of een of ander verdrukking, sê hy sal ons veilig aan die ander kant dan uitbring. Vanmôre dan die gedagte, die stilte in die hemel. En vriende, dit is die 7de seël, waarvan ons vanmôre gelees het in Openbaring 8. Die Bybel sê, en toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar 'n stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Toe hy die 7de seël open, toe kom daar stilte vir omtrent 'n halfuur lank. Ek het hier op my notas gesit, ons vind hier 'n baie vreemde verskynsel. U sien, daar is stilte in die hemel vir 'n volle 30 minute, of die Bybel sê omtrent 30 minute. En die vraag by my het opgekom, wat beteken dit? Waarom sê ons dat dit 'n vreemde verskynsel is, en waarom is dit 'n vreemde verskynsel dat die hemel vir 30 minute ongeveer stilte sal beleef?
En ek dink die antwoord is in die skrif, as jy skrif met skrif verklaar. Die Bybel sê in Openbaring 4, en ons gaan meer in besonder stilstaan net by die eerste paar hoofstukke van Openbaring. Ons lees in Openbaring 4 vers 9 tot 11, en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom, Christus, wat op die troon sit, wat tot aan alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom, en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Nou ons was hierdie naweek by die konferensie so ongeveer 1200 na 1500 mense. Het jy gehoor hoe sing 1500 mense? Hoe verheerlik hulle God se naam? Ek het meeste van die tyd stil gebly, want ek wil dit nie bederf het nie. Ek wil graag gehoor het hoe hierdie mense God verheerlik. En luister, as hierdie serafs en engele die Here God gaan aanbid, is dit 1000 maal 1000 meer as dit wat 'n mensekind in sy gedagte kan bedink. Die hemele is nooit stil nie, want die heerlikheid van God is daar, en hy is aanbiddingswaardig. Openbaring 5 vers 9 tot 12. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem. En vers 11, toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon. U sien, dit was so oorweldigend, dit het geklink soos een stem wat God verheerlik het. En die Bybel sê, hoor gou, hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Nou, my seun is 'n rekenmeester, en ek dink, hier is nog een hierdie kant wat nou al verder gevorder is as my seun, maar ek dink as ons by hierdie som kom, is ons calculators, ons sakrekenaars, ek dink nie genoegsaam om te kan tel hoeveel engele rondom God se troon is nie. En wat sê die Bybel, wat doen hulle? Hulle het met 'n groot stem gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die heerlikheid en die lof. Ek wil jou vra in hierdie week, het God jou stem in sy heerlikheid gehoor? Was daar in hierdie week 'n tyd toe u uitgeroep het na die een wat vir jou lewe en asem en verlossing kom skenk? Het jy in hierdie môre of in hierdie week een oggend miskien het gesê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam? Of was jy in hierdie môre of in hierdie week doodstil? En miskien vanmôre ook. Ag, daar is genoeg om hom voor te loof en te prys. Waarom is 'n vreemde verskynsel as stilte in die hemel is? Openbaring 6 vers 9 en 10. Die 5de seël word oopgemaak en die Bybel sê vir ons, hierdie siele wat onder die altaar gedood was, of wat gestaan het, wat gedood was in die verdrukking, hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê. Nou weet ons wat 'n groot stem is. Dit werk min of meer so. Kalfyn los. Kalfyn los. Kalfyn hoor jy nie wat ek sê nie. En dit hoort nie eintlik so nie. Want kalfyn met die eerste keer los. Maar die gedagte is, die groot stem is wanneer ons stem verhef. Die hele gedagte, hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Elke verdrukking wat 'n kind van God vanmôre deurgaan, God sal dit wreek op sy tyd. Want hy, aan hom kom die wraak toe, sê die Bybel. Openbaring 7 vers 2, 'n ander engel, of ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is, om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van onsse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Verstaan u waarom dit 'n vreemde verskynsel sal wees? Dat daar 'n halfuur van stilte sal wees. Ek vat u na een Ou Testamentiese gedagte toe, dan kom ons by die res van die boodskap uit. Onthou jy in Jesaja 6, die man Jesaja, die Bybel sê die voorreg gehad om so ietsie van die Here se heerlikheid te sien, en die Bybel sê toe hy dit sien, toe hoor hy hierdie stemme, heilig, heilig, heilig is die Here, en hoor wat sê die Bybel, die hele aarde is vol van sy heerlikheid, en die drempelposte het gebewe van die geluid. U sien, dit was 'n geroep na hierdie God, om eer en heerlikheid aan hom te bring, en nou kom die Bybel, en die Bybel sê vir ons in Openbaring 8, daar was stilte in die hemel. U sien, dit sal 'n vreemde verskynsel wees, want die hemel is die plek waar God sonder ophou aanbid word, want hy alleen is aanbiddingswaardig. Hierdie vreemde verskynsel is vir ons iets wat ons moet oordink en moet pyns, en die vraag moet vra, waarom?
hierdie 30 minuut van stilte. Nou daar is baie opinies en ek gaan nie vanmôre almal se opinie vir u gee nie, want 'n opinie maak nie regtig saak nie. Ons kan met mekaar ons opinies deel en ek hoop u praat met ander kinders van die Here oor die skrif en hoe iets verstaan uit die woord van die Here. Maar as ons die woord lees, dan sien ons dat die stilte aanbreek voor die oordele van die basuine en die uitgiet van die skale soos hier aangebring op die kaart. Die basuine en die skale, en ons sal later stil staan by die persone. So hierdie stilte is voor hierdie storm wat sal kom, want hoor wat sê die Bybel in Openbaring 8 vers 2, en die 7 engele, ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 basuine is aan hulle gegee. Die spreekwoord is die stilte voor die storm, en ek wil vir u sê vriende, dit is asof die hemel asem ophou vir die verskriklike dinge wat oor die aarde en sy bewoners, die duiwel en sy magte, die antichrist en valse profete sal kom. As u kan herinner, het ons so tydjie terug uit Openbaring 6 vers 15 tot 17 iets gelees wat die konings en die rykes en die armes saam sal beleef, en kan u onthou wat het hulle gesê in hierdie verse? Kom ek lees vir u. Openbaring 6 vers 15 tot 17. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? U sien hierdie storm, hierdie oordele van God, hierdie wraak wat God oor hierdie aarde gaan uitoefen, gaan in intensiteit toeneem. En daarom is daar absolute afwagting in die hemel, 'n stilte in die hemel, en eintlik hierdie gedagte van, Here, ons is hier, ons is gereed om te doen wat u vir ons sê. Luister, die engele is die wesens wat God nooit bevraagteken nie. Ons vra God heeltyd vra. Waarom? Hoekom? So asof ons slimmer as die Here is. Hierdie heilige wesens, sê die Bybel, is gereed om te doen dit wat God dan ook hulle uitstuur om te doen. Baie belangrik. Vir nagenoeg 2000 jaar bid die heiliges, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. As u hierdie gebed al gebid het, wat bid u en ek voor? Ons bid dat die koninkryk van die Here sal kom. Ons bid dat God sy koninkryk sal kom vestig. Ons bid dat die Here sy heerskappy op aarde sal laat geld. Daarom wanneer ons hierdie gebed bid, vriende, moet u onthou, dit sal op God se bepaalde tyd en op sy bepaalde manier in vervulling kom, soos die woord van die Here dit vir ons lees of leer. Openbaring 8 vers 3 tot 5, en 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God, en die engel het die wierookbak geneem en het met vuur van die altaar volgemaak en op die aarde uitgegooi. Luister. Ons gebede word verhoor in die vervulling van die beloftes dat Jesus sy koninkryk gaan kom vestig. Het u al daarin gedink dat u en ek medewerkers van God is, in die akker van God, en as ons bid laat u koninkryk kom, dan werk ons saam met hierdie wonderlike, heerlike God en sy plan wat hy dan ook op hierdie aarde gaan volbring. Die Bybel sê, en die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en het op die aarde gegooi, en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. Ons gaan kyk na die 7 basuine vanmôre, die eerste basuin. En ek gaan nie al 7 hanteer nie, hou moed, ek weet dis warm. Maar kom ons kyk na die eerste basuin, ons gaan net 3 vanmôre hanteer. Die eerste basuin sê die Bybel, en die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En 1/3 van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. Nou die wetenskaplikes en al die mense is besig om te vra, is daar nie dalk nog lewe op 'n ander planeet nie? Wat sê u?
Nooit. Die Bybel maak elke keer melding van dat God sy seun gestuur het om hulle te red wat op aarde is. As die oordeel kom, gaan die Here hierdie oordeel op die aarde uitgiet. So baie duidelik sê die Bybel vir ons dat die Here ook hierdie oordeel op die aarde gaan uitgiet. En die Bybel sê 1/3 van die boom het verbrand en al die groen gras het verbrand. Nou ons sien met die blaas van die eerste bassein dat die Here die aarde tref, die woonplek van die mense kinders. Die Bybel sê 1/3 van die bome en al die groen gras het verbrand. Nou die bome, vriende, in die oorspronklike taal dui ook op vrugtebome, alle tipe bome wat getref gaan word, en die gras dui ook op graangewasse. Dit wat nodig is vir ons om van te eet en aan die lewe te bly. En u sal onthou dat die 3de seël al reeds dui op 'n voedselskaarste wat ondervind sal word in die verdrukkingstyd waar die anti-kris oorlog voer en 'n beheer van die voedselbronne sal wees. Alles vererger nou. Die bome en die graan word getref. En die meeste van ons wat vanmôre hier sit sê, it's too good to be true. Ek gaan vanmiddag huis toe, ek maak die yskas oop, ek haal 'n ou vleisiekie uit, ons steek die vuur aan, ons hou 'n braaivleis of net skaapbout en groente. Ons het alles wat ons hart begeer. Daar gaan 'n tyd aanbreek, sê die Bybel, wanneer God sy oordeel oor hierdie aarde gaan uitgiet, omdat hulle Jesus Christus en sy kosbare soenbloed vertrap het. Hierdie oordeel sal met intensiteit toeneem. U sien, baie wil die boek vergeestelik en sê dat hierdie dinge nie sal gebeur nie. Onthou, ons moet skrif met skrif verklaar, en ek dink dis die enigste manier om dit te verklaar. En wie kan vir my sê, wat min of meer 'n soortgelyke ding gebeur as hierso? OK, Josef. En waar was Josef gewees? Hy was in Egipte land gewees, en Moses kom en hy lei die volk uit. En hoor wat gebeur in Eksodus 9 vers 23 tot 25. Moses het sy staf na die hemel uitgesteek, en die Here, hoor gou die ooreenkoms tussen dit wat in Egipte land gebeur het en wat Johannes nou beskryf gaan gebeur. En die Here het donder en haal gegee, en vuur het na die aarde uitgeskiet. En die Here het haal oor Egipte land laat reën, en daar was haal en onophoudelike vuur binne in die haal, baie swaar, soos die hele Egipte land of in die Egipte land nooit gewees het, vandat dit aan 'n volk behoort het nie. En die haal het in die hele Egipte land geslaan, alles wat in die veld was, mense, sowel as diere, ook het die haal al die plante van die veld geslaan, en al die bome van die veld verbreek. Niemand twyfel dat hierdie goed gebeur het in Egipte land nie. Gaan lees self die geskiedenisboeke. Mense erken dat daar katastrofiese gebeurtenisse plaasgevind het in Egipte land, omdat God sy oordeele oor hierdie goddelose volk oopgetrek het. Nou sê die Bybel, dat die eerste bassein is maar net 'n herhaling van die 7de plaag. Net om dit vas te maak in u hart. Hoor wat sê Joël in Joël 2 vers 30 en 31. Hy sê, ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. U moet tog nie na al die teorieë van die bloedmaane en goed luister nie. Die dag van God se oordeel sal die maan soos bloed word. Dit sal 'n verskynsel wees wat God daar sal stel, omdat hy die oordeel dan aankondig. Onthou jy vir Sodom en Gomorra? Nou die meeste van ons sê Sodom en Gomorra is maar eintlik nie wat dit eintlik bedoel nie. Die Here het hierdie mense nie geoordeel oor homoseksualisme nie, want eintlik het God sy goedkeuring op ander plekke in die Bybel daaraan gegee. Nou ek weet nou nie wat se vertaling dit is nie, hulle is elke jaar besig met 'n nuwe vertaling, so een van die dae sal God nie meer God wees nie, Jesus sal nie God wees nie, hy sou nie uit 'n maag gebore word nie, ensovoorts, ensovoorts. Ons lees nog die standaard vertaling. En die Bybel sê vir ons in Genesis 19:24, en die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. Ek wil vanmôre vir u sê, daar is 'n God in die hemel, en ons moet rekening hou met hom. Hy is nie 'n God wat hom laat bespot nie. Vers 25. En hy het hierdie stede omgekeer, en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede, en wat op die grond groei. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, of ten minste is daar elke môre die begeerte om God so lief te hê?
Want baie van jou en my familie sal deel van hierdie oordeel wees, as hulle nie bekeer tot God nie. Ek sê dikwels vir ouers, sê ek vir hulle, luister, met al die hartseer en die pyn wat julle beleef, wat kinders en familie en vriende aanbetref, is daar 'n God wat jy liewer moet hê as almal van hulle, want hy het hulle aan jou gegee. Een professor of een van die teoloë het gesê, hy wil nie aan so God behoort nie. 'n God wat oordeele uitgiet oor mense wat in sondige gebruikes en gewoontes verval en hom nie wil dien nie. En dis daai teologiese keuse. Maar hy gaan nog steeds geoordeel word. Ons bepaal nie wat God mag doen en wat hy nie mag doen nie. In die hemel is daar nie 'n ronde tafel soos King Arthur se tafel waar al die raadgewers kom omsit en vir die Here sê, ons wil 'n paar voorstelle maak oor hoe u verder u wêreld en die aarde moet regeer nie. Nee, God is heilig, hy weet wat hy doen. En hierdie selfde oordeele wat oor Sodom en Gomorra, oor Egipte land gekom het, waarvan Joël in die Bybel skryf, sal oor hierdie aarde dan ook kom. Die tweede bassein, Openbaring 8 vers 8 en 9, jy moet onthou nou wat gebeur, hierdie vuur en haal en dit wat op aarde gebeur, die gras en die sade wat getref word en die bome en die vrugtebome wat getref word, en saam met dit kom die volgende oordeel. Die een hou nie op en dan kom die ander ene nie. Dit word saam uitgegiet, die een en dan volg die ander ene. Openbaring 8 vers 8 en 9. En die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg, wat brand met vuur is, in die see gegooi. En 'n derde van die see het bloed geword, en 'n derde van die lewende skepsels in die see het gesterwe, en 'n derde van die skepe het vergaan. Ek lees vir u vriende, die basseine oordeele word ook genoem die oordeele van derdes. As die twee basseine blaas, sien ons, 'n derde van die see het in bloed verander, 'n derde van die see lewe sterwe, en 'n derde van die skepe het vergaan. Die Bybelverklaarders is van mening dat die berg waarna Johannes wys, wat brand met vuur, 'n meteoriet of asteroïde kan wees. Nou, ek wil nie met hulle stry nie, en ek wil ook nie met hulle saamstem nie. Want as die Here wil gehad het, ons moes dit geweet het, sou hy seker dit vir ons gesê het. Maar ons kan so 'n bietjie lees en bietjie kyk wat Johannes sê daaroor, en ons kan miskien 'n afleiding probeer maak om vir u 'n beter begrip te gee wat in die woord van die Here staan. Maar hierdie oordeel van derdes sal 'n besondere oordeel wees wat God dan ook uitstort oor, die Bybel sê vir ons, in besonder die waterbronne en dit waaruit ons lewe ontvang. Die meeste mense word gevoed waaruit? Uit die see. Visvang. Wie van u is vissermanne? Ek vang die visie, want die Bybel het die Here die disippels weggeroep van die viswaters. As ek maar golf speel. So as jy vis vang, die Bybel sê vir ons, dan gaan 'n tyd aanbreek dat hierdie seelewe getref gaan word. Die oordeel van derdes, waarvan die Bybel melding maak. En ek wil vir u sê, vriende, hoe dit ook al mag sê, en wat kommentaarskrywers ook al sê, die gevolge was verrykend vir die bewoners van die aarde. Luister nou. As jy daaraan dink dat 75% van die planeet see is, en miljoene word gevoed uit die see, sal dit verbuisterend wees. Onthou u Eksodus 7 vers 20? Die Here het noodwendig die see getref nie, maar die Bybel sê, Moses en Aaron het toe so gedoen soos die Here beveel het. Hy het die staf opgehef en die water van die Nyl was geslaan voor die oë van Farao en voor die oë van sy dienaars, en die water in die Nyl is in bloed verander. En die visse wat in die Nyl was, het dood gegaan, en die Nyl het gestink, sodat die Egiptenaars die water uit die Nyl nie kon drink nie, en daar was bloed in die hele Egipte land. Nou ek wil vir u sê, as jy by een dooie vis staan, is die reuk amper ondraaglik. Visse oor die algemeen ruik nie soos 'n stuk braaivleis nie. U weet dit seker, en ek gaan nie daaroor praat vanmôre nie. Dis hoekom ons eerder vleis eet, nê? Maar die gedagte is net, as ons dink aan hierdie gebeurtenis, dan sien ons hier in ons geestesoog iets wat gaan gebeur, wat die mensekinders aan die hart gaan gryp. En weet jy wat die hartseerste is? Die Bybel sê hulle gaan hulle nie tot God bekeer nie. Waarom nie? Want jy sien, die meeste mense is vir hulle self 'n God. Die wêreld sentreer rondom my.
Dis wat die sielkundiges ons leer. Dis wat ons kinders op skole leer. Gee jouself 'n drukkie. Kyk jouself in die spieël. Sê hoe wonderlik jy is. Jy's nie wonderlik nie. God is wonderlik. Hy gee aan jou lewe en hy het jou lief. Daarom is jy besonder. En jy begin eers jou lewensdoel uitleef wanneer jy by die kruis van Golgotha redding ontvang. Die Bybel sê 1/3 van die skeepsvaartuie sal verwoes word. Nou as daar vandag 600,000 geregistreerde skepe is, sal dit beteken dat 200,000 in 'n oomblik sal sink of vergaan weens hierdie oordeel van die Here. Lukas 21:25 sê vir ons, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. As ons net dink aan Suid-Afrika op die oomblik, en huidiglik in Amerika basies dieselfde en wêreldwyd eintlik. Die wêreldheersers is radeloos. Paniek word gesaai. Mense soek 'n uitkoms. En die Bybel sê wanneer die anti-kris op die voorgrond tree, sal daar 'n tyd van rustigheid wees tot God sy oordeele in die heerlikheid gaan oopmaak en die anti-kris saam met die mense op aarde sal oordeel. Die Bybel sê vir ons, mense sal in radeloosheid wees. Baie interessant, en dis net ietsie interessant, moet nou nie sê ek maak 'n voorspelling nie, asseblief, as dit opgeneem word, daai stuk kan julle highlight. Ek maak nie 'n voorspelling nie, ek sê vir u iets interessants wat gebeur het. Sterrekundiges van KwaZulu-Natal het so klompie jare gelede 'n meteoriet opgemerk wat 2 kilometer in deursnee is en teen 60,000 kilometer per uur beweeg. Die meteoriet is genoem XF11. Wie het gehoor van hom al? OK, niemand nie. OK, ja, daar's 'n slim geleerde man daarso. Nou, wie van julle weet wat 'n meteoriet is? Dis maar eintlik 'n stuk afval wat hier in die heelal, en as hy deur die atmosfeer kom en hy tref die aarde, is daar katastrofiese gevolge. Nou hulle sê, sou hierdie meteoriet die aarde tref, sal die ontploffing gelykstaande wees aan 20 miljoen Hiroshima atoombomme. Nou ek kan dit nie indink nie, ek probeer net vir u 'n gedagte gee hoe intens God se oordeel op hierdie aarde gaan wees. As dit in die see sou val, sal dit golwe meebring van tot 150 meter hoog. Hierdie manne het gesê KwaZulu-Natal sal net 'n moddermoeras wees. Hy's amper gewees so 'n paar maande terug met al die reën. Dink as God se oordeel kom. Vriende, wie kan bestaan teen God? Sê gou vir my. Wie kan die reën keer as God reën stuur? Gaan lees die Ou Testament hoe God haal stuur, hoe hy die bye roep, hoe hy die natuur gebruik om sy opdragte uit te voer. Ek wil jou vanmôre vra, die doel van my boodskap is nie om jou noodwendig bang te maak nie. As jy bang word omdat jy hierdie God nie ken nie, dan roep ek jou op tot bekering. My doel is vanmôre om vir jou te wys hoe klein en nietig ek en jy is. En hoe groot hierdie God is. En wat hy gaan doen met sy aarde, wat hy geskaap het. En daar is niemand wat sy hand sal kan afslaan en vir hom sê, wat maak jy nie? Hy is God. Ek wil hê ons moet hierdie begrip kry in hierdie reeks uit die boek Openbaring. Dit bring ons by die 3de bassein. Ek weet dis warm, ek vra dat u nog sal uithou vir 'n paar minute. Die 3de bassein in vers 10, en die 3de engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval, en dit het geval op 'n 1/3 van die riviere en op die waterfonteine, en die naam van die ster word genoem Alsem. En 1/3 van die waters het als geword. En baie mense het gesterwe van die water omdat dit bitter geword het. Het jy al by 'n restaurant ingestap of by Milky Lane en gevra, jy wil graag 'n bitter milkshake drink? Een wat van alwynsap gemaak is. Hoekom nie? Want dis nie lekker nie. Die Bybel sê wanneer God hierdie vars waterbronne tref, sal die vars waterbronne so bitter word dat die mense dit nie sal kan drink nie, en selfs giftig dat hulle daarvan sal doodgaan. U sien, hierdie bassein tref die drinkwater van die mensekinders. Die water het bitter geword en giftig, want baie het daarvan gesterwe. Hoor wat sê Jeremia 9 vers 13 tot 16. En die Here het gesê, omdat hulle my wet
wat ek hulle voorgehou het, verlaat het en na my stem nie geluister en daarin nie gewandel het nie, maar gewandel het agter die verhardheid van hulle hart en agter die Baals aan, waaraan hulle vaders hulle gewend gemaak het. Daarom, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wilde als om te eet. En ek laat hulle gewater drink. En ek verstrooi hulle onder die nasies wat hulle en hulle vaders nie geken het nie, en stuur die swaard agter hulle aan, totdat hulle verteer is. Nou ons weet dit was God se oordeel oor sy volk gewees. God se volk is sy oogappel, en tog het God sy volk geoordeel. Hoeveel te meer vir my en vir jou, wat by hierdie wingerdstok ingeënt is. Israel, hierdie wingerdstok, ons word ingeënt, deur Jesus Christus. God die Vader, die landbouer. Hy is hier om vir ons in liefde te trek, maar as ons aanhou ons harte verhard, sal ons deur die oordeel gaan. Ek wens ek kan dit met meer erns vir u sê. Ek wens ek kan hierdie plek so gemaklik moontlik maak, dat u soveel as moontlik kan inneem, maar ek besef my stem kan tot by jou ore kom, maar as God jou hart nie oopmaak nie, sal jy hierdie oordeel deurgaan. Dis die Bybel, dis wat God se woord vir ons sê. Die Bybel leer ons in Matteus 24:21, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Want u weet of u 'n uitverkorene is. U hoef my nie te bel nie. Ek het nie 'n lys gekry nie. Al wat ek vir u kan sê, het jy op jou knieë geval en geroep na die God van die hemel. Soos die tollenaar van ouds en gesê, o God, wees my sondaar genadig. As jy vanmôre nog breëbors voor God staan en vir hom sê, Here, luister, dis my lewe. Ek sal maak daarmee wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil, dan wil ek vir jou sê sterkte. Die dag as jy vir hom gaan staan. Of die dag as hy sy oordeele op hierdie aarde gaan uitstort. As konings en leiers uitroep, berge val op ons en heuwels bedek ons voor die aangesig van hierdie God. Hoeveel te meer sal u en ek dit nie doen, as ons hom nie ken nie. Ek gaan afsluit. Ons het gekyk na die laaste seël en die eerste 3 basyne. Vriende, die woord van God is duidelik dat daar 'n verskriklike tyd voorlê vir die wêreld en sy mense. 'n Tyd van benoudheid, vervolging, oordeele, droogte, hongersnood, marteling en verdriet. Ek wil jou vanmôre oproep uit Hebreërs 3 vers 7. Daarom soos die Heilige Gees spreek vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Wie van u kan my die versekering gee dat u môre gaan lewe? Ons het nie daardie vermoë om 'n minuut vooruit te sien nie. Ek praat nou net met 'n predikant, hy sê hy preek en hier in die voorste banke sit 'n oom in die volgende oomblik 'n hartaanval en hulle dra hom dood uit die kerk. Lewendig ingekom, dood uit die kerk. Wat ek vir u probeer sê is net, ons lewe is nie in ons hand nie. Vandag as jy God se stem hoor, moet jou hart nie verhard nie. Moenie jou breëbors hou nie, moenie sê, Here, is my lewe en ek sal doen daarmee net wat ek wil nie. Ek pleit vanmôre by, ek smeek jou. Vlug na God, dat hy in Christus jou redder kan wees en jou deur sy Heilige Gees kan verseël. Ek wil vanmôre vir u sê, jy is of deel van God se koninkryk of nie. Jy weet dit of jy weet dit nie. Daar is nie grys areas hier nie. Daar is nie die hemel, die hel en die goue middeweg nie. Die goue middeweg het kerke vir ons geskep. Dis of God se pad, of die pad van die oordeel. Ek wil vanmôre afsluit deur vir u te vra, gaan u deel van die groep wees wat in wanhoop uitroep? Berge val op ons en heuwels bedek ons voor die aangesig van God, met wie ons te doen het. Of gaan u deel wees van die groep wat sal hoor? Mooi so. Goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou. Oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Ek begeer om dit te hoor. Ek begeer om dit te hoor. Met my hele siel.
Jy sal dit net kan hoor as jy in Christus geborge, verseël, vergewe is. Want God die Vader kyk na sy seun, en almal wat in sy seun is, sal die ewige lewe beerwe, en sal die mooi so van hom ontvang. Die nag het ver gevorder. Dis amper dag. Die dag van die Here is naby. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in toos en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Die oordeele is seker, is aangekondig. Daar is een manier om te ontvlug. Christus, die deur waardeur ons moet ingaan. Mag die Here vir my en jou genade gee. Vriende, kom ons doen 'n gebed saam. Here, ek bely, ek kan nie indink die geweldige impak wat hierdie oordeele op die aarde sal hê nie. Ons as predikers probeer ietsie verduidelik van die grootheid van U almag wanneer ons die skrif verklaar. Maar U is nog ver bo dit. U is God, U is almagtig. U kan in 'n oomblik ons almal verdelg en tog in genade is U besig om sondaars te roep tot bekering en U stuur die boodskap van waarskuwing uit en U roep mense op om hulle te bekeer tot U. En dierbare Here, ons pleit en ons vra dat ons nie ons harte sal verhard nie. Ek pleit vanmôre dat U, o Gees van God, self in harte werksaam sal wees. Dat U oortuigingswerk sal doen in harte en lewens en dat sondaars gered sal word tot U eer, Vader, en tot verheerliking van U Seun Jesus Christus. Ons vra vanmôre, Here, waar ons gaan aansit aan die tafel, dat ons wat gered is sal terugdink aan daardie wonderlike genade wat U vir ons kom bewys het om gered te word. En vir hulle wat vanmôre nie gered is nie, dat hulle sal uitroep na die hemel. Want U sê vir ons baie duidelik, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. As U vanmôre 'n siel trek, Vader, en daardie siel vlug na U, sal U hom nie wegstuur nie. U sal hom nie wegwys nie. Want daar is 'n heuwel op Golgotha. En aan die middelste kruis het die Seun van God, die sondelose, gehang. Hy het die volle prys betaal, sodat ons gered kan word, seker kan wees. As ek sterwe, is ek by hom. Gee genade, Here, dat sondaars hulle tot U sal bekeer, sodat U geëer sal word, U koninkryk uitgebrei sal word, en Here, ons U naam kan verheerlik op hierdie aarde. Amen.